Potgooi met Leanne en Luzon, take 2, tsa! Hi, welkom by ons julle. Dankie vir die geleentheid. Baie dankie. Dankie om dis lekker om hier te wees. Great times man, ek is geëer om in jou teenwoordigheid te wees. Kom ons begin sommer net klaar daarso. Vandag is julle in Bloemfontein vir die komende event wat julle gaan doen. En die event is dan nou Leanne ten bate van Sonnedou en Acacia, maar dit is ten bate van om geld in te samel vir SA Guide Dogs. En is maar net om awareness te gee oor blinde mense en waar hulle moet gaan en om in hulle skoene te wees. Quite cool. En wanneer gebeur die? Die gebeur die 9de? Ja, die 11de 11de Oktober, dis Saterdagoggend 8uur by Koffsies by Shimla Park. By Shimla Park. Yes. En dan daar's ietsie spesiaals aantrokkende met hierdie geleentheid en dit is oor hoe die event gaan gebeur. Wil julle nie vir ons bietjie deel wat met die hardloop gaan gebeur nie? Ja, okay, so dis 600 meter wat jy gaan hardloop, maar jy en jou maatjie is twee in 'n span. Okay, so jou maatjie gaan nou geblindoek wees en dan gaan jy nou lei. Sy gaan nou geblindoek wees vir 400 meter en dan na daai 400 meter gaan julle omruil en dan gaan jy daai ander maatjie lei. En dan gaan dit so so jy is geblindoek en jou maatjie help en as jou maatjie geblindoek en jy help. Which is lovely en dis dan nou ten bate vir fondsinsameling vir die gidshonde. Ja. Okay, 100%. En Luzon, jy sal sê gidshond is belangrik, né? Definitief. Ek het ook 'n gidshond, haar naam is Isabel. So sy is baie belangrik vir my. Sy is jou regterhand, letterlik. Sy is letterlik my regterhand. Sy loop links van my, maar sy is my regterhand. Ek verstaan die wiskunde. Quite cool. Ek dink ons moet ook daarso wees vir die geleentheid. Ek dink dit kan baie lekker wees. Ek dink julle moet verseker inskryf en kom. Ja, verseker. Nou, as ons nou so 'n bietjie wegbeweeg van die komende event, die hardloop wat julle gaan doen en ek wil bietjie die aandag nou op jou draai, Luzon. En ons gaan bietjie gesels oor jou as 'n paratletiese Olimpiën. Spreek ek dit reg uit? Ja, so ek's 'n paralimpiese atleet. Dis reg? Yes. En jy hardloop vir 'n lewe. Ek hardloop, ja, ek doen die 1500 meter of ek het die 1500 meter op die baan gedoen en ek gaan nou 'n bietjie my fokus verskuif meer na die pad toe, na padwedlope toe. Waar ek half meer gaan fokus op die maraton vir die toekoms, vir die nabye toekoms. Okay, baie cool, baie cool. Net vir ons kykers daar buite, jy is gebore en ek kan hierdie ding ongelukkig nie uitspreek nie. Asseblief, spreek jy dit uit? Ek het wel, dis makliker in Engels. Ek het congenital Leber's amaurosis wat basies maar beteken toe my ma swanger was met my, het my retinas nie reg ontwikkel nie. Goed, ja. So in layman's terms wil ek amper sê, as jy nou sou dink, die senuwee wat jy het wat agter van jou oog af gaan na jou brein toe, joune is 'n teerpad en myne is 'n grondpad. So die boodskap dra nie oor van my oog na my brein toe nie. Okay. Ja. Ek met jou nou verstaan ek ook beter. En hierdie is van geboorte af, so jy het groot geword met dit en jy het begin hardloop met hierdie gesiggestremdheid, as ek dit so mag stel. Ja, ek het groot geword in Bloemfontein of toe was ek vir 12 jaar in Woester op skool in die Boland en toe het ek teruggekom en by Koffsies kom studeer en dis actually waar ek begin hardloop het. So ek het glad nie op skool regtig vreeslik sport gedoen nie. En toe ek by Koffsies begin, in my eerste jaar het ek eintlik eers begin hardloop. So my hardlooploopbaan het half laat begin. Ek's met jou en wat het jou maak besef dat jy wil meer doen vir hardloop? In die sin van, was daar 'n deurslaggewende oomblik in jou lewe gewees waar jy besef het, hey man, ja, ek like hardloop? Ek dink so ek het begin hardloop in my eerste jaar eintlik maar om, jy weet, net fisies bietjie aktief te wees en half te de-stress en ek dink vir my het hardloop 'n lewenstyl geword en dit is my voorreg dat ek kan hardloop en kompeteer en nog steeds 'n regte werk of ek sê nou regte werk, maar 'n gewone 8 to 5 ook het. En ek dink die feit dat ek die geleenthede kan gebruik wat hardloop vir my bied en die voorreg kan hê om, jy weet, kompeteer en deel te neem, dit is baie motiverend en dit is ook vir my baie lekker want dit is deel van my lewenstyl. Ek hou van 'n aktiewe lewenstyl. So dit is my dit eintlik
ek dink dit alles dra by, jy weet, half tot motivering om dit aan te hou doen. Ek dink is veilig om te sê, kom ons noem jou maar net 'n dopamienverslaafde. Ek dink so. Gelukkig is ek verslaaf aan hardloop, nie aan gevaarliker dinge nie, nê. Ek is nie te. Gelukkig, dankie tog. Kom ons praat bietjie met jy praat nou van wanneer jy kompeterend is. Ek het soveel vrae om te begin, soos byvoorbeeld, hoe voel dit in die eerste plek om te hardloop met iemand wat jou lei? So jy's nou ek hardloop met 'n gids, so ek hardloop heeltyd langs iemand en jy's vas aan mekaar met 'n tether. En daar's reëls ook wat hierdie aanbetref. Daar's nogal baie reëls. Ek gaan julle nou nie verveel met al die reëls nie, maar ek dink vir my voel dit normaal want dit is iets wat ek al baie lank doen en dit is iets wat ek nie, jy weet, dis iets wat ek ken. Maar ja, vir my, dit is 'n groot voorreg om dit met mense te kan deel en om my hardloop met mense te kan deel ook. So nee, dit is vir my 'n amazing ervaring en die mense wat jy leer ken is ongelooflik daardeur. Dit sal dan nou wees soos Estienne Badenhorst wat saam met jou Net hardloop, so, die 1.5 kilometer Yes. en dan Klaus ook. Nou, die verhouding tussen die atleet en die gids, hoe sinkroniseer julle? Hoe kry julle mekaar in die middel? So ek dink dit moet 'n baie oop verhouding wees. Estienne het nou al getrek, so hy bly tans in Pretoria, maar ek en hy het 'n baie oop verhouding. Hy's eintlik my swaar, so dit is nogal special. Dit so help 'n bietjie, ja, nee. dis lekker. En dan Klaus het ook al afgetree, so hy het na Parys het hy klaar gemaak saam met my. Maar dit moet altyd 'n oop verhouding wees. Ek dink waar jy weet half mekaar se skedules in ag neem en tegemoetkomend is teenoor die ander persoon ook in terme van want hulle het ook 'n familie en hulle het ook kinders baie moontlik en ook jy weet ander dele van hulle lewens. So ja, ek dink in daai opsig ja, dit is 'n groot voorreg en dit is mense wat soos familie word vir 'n mens. Ek is met jou. Ja, yes. Nee, ek is met jou. Kom ons gaan 'n stapie terug. Kom ons praat van jy word in die oggende wakker. Hoe lyk 'n dag in jou lewe, Luzaan? Wel, ek word in die oggende wakker, dan gaan ek of hardloop of ek gaan soos vroeg voor werk en dan gaan ek maar werk en daarna gaan ek huis toe en ek sal of hardloop of ek sal jy weet net normaal huis toe gaan en as ek nie hoef te oefen nie. Maar ek oefen ten minste 1 keer 'n dag. Of voor of na werk en dan my dag is maar vol van gewone werksgoedjies soos admin en vergaderings en daai goed. Eintlik baie boring. You say that. Ja, maar nee, so dit is maar 'n hoe gewone dag lyk en dan obviously is daar tye wat 'n mens kompeteer waar jy nou nie in die land is nie. So daar's ander tye ook. Ja. En dan nou die hardloper in my brand om te vra, hoe lyk jou oefenprogram? Wat doen jy? So as ek in my piek oefen half op my soos half as ek nou in die Jy nou train vir die event. ja, as ek het nou kliphard geoefen vir Berlyn marathon en ek het nou so tussen 100 en 120 kg se week gedoen in jou harde tye wil ek amper sê. En dan as jy nou taper dan gaan dit nou af na so 60 kg, 70 kg. Dis reg, ja. En wat is jou algemene pas wat jy op 'n marathon wil hou? Ek op die oomblik sou ek sê ek hardloop so 4:35 per kilo. Teen daai pas, hoe kry jy nie beserings op jou nie? Yes. Dit is Nee, baie spannende oefen wat jou spiere sterk maak en die ligamente reg kry om daai tipe impak te kan hanteer. En dan uit die aard van die saak uit ook die mens wat langs jou hardloop net so fiks. 100%. Dis reg, ja. Kompetisies en prestasies, is daar enige groot oomblikke wat vir jou werklik waar uitstaan, wat vir jou trotsheid na jou hartjie toe bring? Sure. Ek dink jy wat nou ook hardloop sal ook weet, elke reis het 'n ander storie ander wat vibe actually ja. cool is. Soos elke build-up wat jy doen het 'n ander spesiaal aan dit. Maar ek dink definitief daar ek sou sê wedlope wat vir my uitstaan is my marathon in Tokyo gewees. Dit was baie spesiaal om 'n wêreldrekord te kon breek in my klassifikasie en 'n bronsmedalje te wen want dit was eintlik een van die ek hardloop daar in 'n gemengde klas wat beteken ek hardloop eintlik teen meisies wat sonder gidse ook hardloop. So ons dis nogal 'n sterk veld. Maar teen 'n pas van 4 dink ek nie, dis reg vir kompetisie nie hoor. En dan ek dink my 1500 meter laas jaar in Parys was vir my baie spesiaal en dan hierdie jaar het ek 2 groot maratonne gehardloop. Ek het Londen gehardloop in April saam met 'n
baie goeie vriendin van my. Dit was somertyd daai tyd bo by. Ja, dit was nogal warm en dan het ek ook nou saam met my gids, saam met wie ek vroeër hierdie jaar begin oefen het. Ons het actually mekaar ontmoet by die Milie Marathon. En ons het ons het daar die eerste reis wat ons ek het nog nooit saam met hom gehardloop nie. Toe vra ek hom sal hy saam met my die Milie Marathon se halfmarathon hardloop. Toe sê hy ja, is reg. En toe wen ons die reis. Oh, well done. En toe na die tyd, toe vra die mense vir ons hoe lank hardloop jy al saam, toe soos 'n volle uur en 'n half. En ek en hy het nou onlangs teruggekom van die Berlyn marathon af, so dit was ook vir my baie spesiaal. Ja, nee, ek dink daar's baie oomblikke wat 'n mens wat baie spesiaal is. As jy terugdink na die verlede toe, na die Paralimpiese spele wat jy in Tokio ensovoorts gedoen het, ja. Watter van daai geleenthede het vir jou ook baie werklik uitgestaan? Ek dink nie jy kan sê een spesifieke een nie. Ek dink al twee het sy eie soos magic gehad aan dit. Ja, ek sal nou nie weet nie, ek was nog nooit daar nie. Ja nee, die medaljes wat jy gewen het, beide vir die 1500 marathon, hoe skakel dit nou in met die middelafstand verhouding? Hoe voel jy daaroor? Hoe bedoel jy die middelafstand verhouding? Ja, wag, ekskuus, ek my vraag net mooi hierso lees. Ek het myself hier so iewers te verloor hierso. Jy het medaljes gewen vir beide die 1500 en vir die marathon en hoe skakel jy dan die tussenafstande? Ek dink ek is bevoorreg om aan altyd te kan deelneem. Ek dink nie dit is nie iets wat baie gebeur nie. Maar ja, dit is 'n voorreg vir my om aan altyd te kan deelneem. Dis nogals jy kan of vir die een of vir die ander een oefen. So ek is altyd bietjie meer onvoorbereid vir iets as ek opdaag. Ek hoor jou, ja. Maar jy hoop maar vir die beste. Ja, en ek dink dit is maar mense benadering. Ek dink ek gaan nou my fokus half bietjie meer padwedlope toe verskuif op hierdie stadium. En ja, ek dink ek gaan dalk bietjie wegbeweeg nou van die baan af vir die nabye toekoms. Okay, cool. Ja, dis 'n lekker. Bietjie 'n nuwe uitdaging, ja. Ek gaan volgende jaar Ocean se ultra doen, sulke tipe goedjies, Yes, very nice. Ja, ek wou ook nog bietjie afgaan wat gedurende daai tyd is dit ook die trailhardlope wat daar gebeur. Maar nou irrelevant nou hieroor en daaroor. Wat 'n stukkie raad gee jy altyd aan jong hardlopers wat nou op en komend is? Ek dink die belangrikste ding om te onthou is sukses gebeur nie oornag nie. Jy moet die werk insit en dan sal sukses kom. Maar sukses gebeur nie, dit is nie jy klap nie jou vingers en dan is jy suksesvol nie. En ek dink dit is nie net in hardloop so nie, maar in enigiets in die lewe. Kom ons praat 'n bietjie oor jou toekoms en jou visie. Wat lê voor in jou wêreld? Op hierdie stadium is dit nou nogals moeilik om te sê, soos ek sê, vir my hardloop gewys die Oceans Ultra, vir volgende jaar April, en dan gaan ons maar 'n bietjie kyk om ervaring op te bou in die marathon vir die toekoms, en te kyk waartoe vat dit ons. Ek is met jou, so enige nuwe rekords wat jy wil breek? Gee my tyd om ervaring op te bou, dan het ons volgende jaar hierdie tyd weer 'n onderhoud. Ek sal dit hier hou, dit sal baie cool wees. Nou, 'n vraagie wat ek altyd so vir my mense vra wat hier in die sitplek beland is, voordat jy nou gaan opdaag om te gaan hardloop, as dit nou, maak nie saak wat se event dit is, of hoe ook al dit mag saai nie, het jy 'n geheime ritueel wat jy eers moet doen voor die hardloop? Man, ek is nogal stout om die vorige aand net 'n gewone plain vanilla cone te eet. Dit is vir my 'n ritueel, ja. Bietjie carbo load. Ja, maar nee, ek is nie regtig. Ek probeer juist wegbeweeg van dit af, want ek dink 'n mens raak dependent op dit. En dit is nie, as jy afhanklik raak van sulke goed, is dit ook nie goed nie. Ek sekondeer. Ja. Sekondeer. En dan net sommer so vinnige pretronde, vinnige vragies. 100%. As jy enige persoon in die geskiedenis kon teen hardloop met enige sport, nê? Nee? Hoor. Wie sou dit wees en waarom? Ek het geen idee nie. Mike Tyson. Ek wil hom net nie boks nie. Nee, teen hom hardloop. Teen enige persoon hardloop in die wêreld. Ja, ek weet nie. Dit is baie druk. Ek sou sê ek weet nie. Zola Bad. En net omdat sy cool is. Ja. Ek dink hy's cooler as ek. Nie Jack Barrow nie. Wat is een gewoonte of roetine wat jy toeskryf aan jou konsekwentheid? Definitief die feit dat ek vroeg gaan opstaan. Dit maak sin. Ja, dit maak baie sin. Wat's die vreemdste of die ongewoonste vraag van aanhangers wat
mense oor jou maak of hoe reageer jy daarop? Mense dink ek kan nie vir myself praat nie, so mense praat met mense langs my en O, ja. vra oor my en dan hoe ek gewoonlik daarop reageer as ek antwoord net self. Very nice, very nice. Luzon, dit was vir my eer gewees om jou hier so saam Dit met was ons in baie die lekker, ateljee dankie. gehad. Dit was 'n Dankie vir voorreg. dankie vir die tyd wat julle afgestaan het. Ons wens julle sterkte toe met die opkomende hardloop. Dis nou weer die hoeveelste? Die 11de? 11de Oktober. Die 11de Oktober. Shimla Park 8uur. That's the place to be. Ah, Dan kom sy. hardloop. Gryp 'n maatjie en kom hardloop saam. Ek dink die wat in huwelik is, jy moet jou man of jou vrou bring. Dit gaan 'n goeie oefening wees. Ek wou nou net sê kind, dit gaan 'n goeie huwelikstoetser Net wees. so. Maar ja, toe, baie dankie julle. Dankie. En, Dankie dat ons ek hier gaan kon jou- wees. Ek gaan jou opvat op daai uitdaging om weer potgooi te doen oor Cool. so 'n rukkie. Reg. Awesome. Dankie.